Abba Vader, vanoggend kom ons na U toe in die naam van Jesus Christus, ons redder, ons verlosser en ook ons Here. Ons aanbid U deur die Heilige Gees. Dankie vir die kosbare musiekbediening wat ons in U teenwoordigheid gelei het. Die woord sê mos dat U is die Heilige wat woon onder die lofsange van U mense. Here, in U teenwoordigheid vra ons dat U met ons kom praat, dat U vir ons rigting gee, dat U ons antwoord met dit waarmee ons worstel. Here Jesus, dankie dat U sagmoedig en nederig van hart is. Daarom kom ons nou met vrymoedigheid na U troon van genade. Here Jesus, U sê, ons kan ons laste en ons jukke by U aflaai. En dan kan ons op ons vat U las en U juk, en U sê, U juk is sag en U las is lig. Daarom kan ons nou al ons bekommernisse vir U gee. Ons kan elke uitdaging wat ons in die gesig staar, kan ons nou vir U gee. Here, mag vanoggend 'n geleentheid wees waar ons weer tot bekering kom. Here, open ons harte, maak ons ontvanklik vir U woord. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het vanoggend besef hoe die Here ons bederf met hierdie ons musiekbediening, so Andrei en Ryan en Veronica, baie dankie. Baie dankie vir julle. Dan gaan ek vir Justin vir 2 goedjies. Die eerste is ons week van vas en gebed, of jy gou dit op die skerm kan kry asseblief. Dankie, week van vas en gebed 26 Januarie tot 1 Februarie. Nou elke jaar begin ons die jaar met 'n week van vas en gebed. En ons sal soos die weke aangaan meer inligting daaroor gee. En dit is basies wat ons sê, Here, ek weerhou my van kos, ek weerhou my van voedsel, Here, ek weerhou my van sosiale media, Here, ek offer die dinge wat my en my menslike geaardheid en my vlees wat ek vir my gun. Here, dit gee ek prys vir U. En ek fokus net op U. En die insette wat ek kry is net van U. Partykeer vas ons, omdat ons sê, Here, ek wil nader aan U kom. Partykeer vas ons, want ons het 'n probleem in ons lewens. Ons het 'n uitdaging wat ons voel ek kry net nie die deurbraak nie. Ons het in 'n jaar wat verby was, 2025, het die Here wondere gedoen in die week van vas en gebed. So ek vertrou hom vir dieselfde en meer vir hierdie jaar. Maar in die volgende 2 weke wat kom, gaan ons nog elke week so 'n bietjie meer inligting gee. En dan, Justin, as jy my prentjie kan opsit van ons soaking aand, ons encounter aand. Kom ons kyk. So ons gaan Woensdag wat nou kom, 6uur, hier by die kerkgebou, het ons wat ons noem 'n soaking aand. En wat dit basies is dat ons sit voor die Here met lofprysing, met aanbidding, ons aanbid hom, ons vereer hom, ons word stil voor die Here. En soos ons dit doen, vertrou ons dat die Here met ons sal praat, dat die Here ons sal vul. Dalk voel jy ek begin hierdie jaar moeg.
Dalk voel jy maar, ek het nie die geestesdryf wat ek moet hê nie. Kom Woensdag aand en kom sit in die teenwoordigheid van die Here en kom word vol. Dit is amper, mens kan dit vergelyk om soos by 'n geestelike vulstasie te sit en net te sê, Here, ek maak my leeg van myself, maar kom ontmoet my, Here, kom maak my vol met U. So Woensdag aand 6:00 gaan ons, en dis nie 'n diens met 'n boodskap nie, dis 'n bymekaarkoms waar gelowiges God se aangesig soek. Nou ek wil vra of julle saam met my sal oopmaak by Lukas 11 vers 42. En die skrifgie die vers wat ek lees, ek gaan lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. En hier staan die volgende. Hier staan: maar elende wag vir julle Fariseërs, want julle is nou geset om 'n tiende van selfs die kleinste deel van julle inkomste te gee. Maar julle vergeet heeltemal van regverdigheid en die liefde vir God. Julle moet regverdigheid en liefde beoefen, maar sonder om die tiendes na te laat. So Jesus spreek die godsdienstige leiers van sy dag aan, want hulle het begin om God te dien uit plig. As ek net hierdie minimum vereistes nakom, dan is ek reg. En hulle het 'n wet van alles gemaak en hulle het gesê, van my tiende sal ek presies alles bereken, presies alles vir die Here gee. Maar hulle harte was nie meer in dit nie. En Jesus kom en spreek in hierdie vers 2 dinge aan. Hy sê, daar's 'n fundament vir elke Christen wat ons moet gee. En daai fundament is ons tiendes. En daai tiendes gaan na die huis van die Here toe. Nou in 1 Petrus sê Petrus vir die gelowiges, julle is God se huisgesin. So wie is elke gelowige se huis waarna hy of sy tiendes moet bring? Dit is die huis waar hy of sy aanbid. Maar dan lees ons ook in die Bybel verskeie plekke van offerhandes. Nou offerhandes is dit nadat ek my tiendes gegee het, dit wat ek dan gee. Hier praat Jesus van regverdigheid, geregtigheid en liefde van God. So dit is dan nadat ek die basiese verantwoordelikheid wat ek het nagekom het, dan moet ek goed doen, dan moet ek 'n lewe lei waar ek 'n hart het vir mense in nood. So Jesus sê dan hierso, julle moet die tiendes gee, maar moenie nalat om julle liefde vir God te wys in die offerhandes nie. Voor ons tiendes en ons offerhandes opneem, kom ons word net stil voor die Here. Here Jesus, vanoggend lees ons hierdie stukkie in die woord in Lukas 11 vers 42. Hier sê, maar elende wag vir julle Fariseërs, want julle is nou geset om 'n tiende van selfs die kleinste deel van julle inkomste te gee, maar julle vergeet heeltemal van regverdigheid en die liefde vir God. Julle moet regverdigheid en liefde vir God beoefen, maar sonder om die tiendes na te laat. Here, ek bid dat elkeen van ons wat hier sit, hierdie woord ter harte sal neem. En soos ons nou die tiendes en offerhandes opneem, dat ons blymoedige gewers sal wees. Gewers wat met blymoedigheid ons tiendes gee vir die huis waar ons aanbid, soos die woord dit voorskryf. Maar dan bo op dit nog oop hande en harte hê vir regverdigheid en vir liefde vir U,
Want op die ou end, wanneer ons mense in nood help, dan doen ons dit omdat ons lief is vir U en ons weet, dit is die hart. Here, ek sê vir U baie dankie vir elkeen in hierdie huis wat so getrou gee. Mag U hulle seën, Here. Mag U hulle seën daarop. Mag U hierdie huis seën. Mag U ook seën die regverdige offers, die liefdesoffers wat vanuit hierdie huis uitgaan. Here, U is so goed. En dit wat ons gee vanmôre, gee ons uit dankbaarheid. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir Kevin vra, Kevin en Rian, of julle my sal help met die opneem van die offerhandes en jy net hier vir my hou, want ek is op SnapScan vir oggend. Tom, dankie. Terwyl ons die offers opneem, wil ek vir pastoor Kobus van Staden baie welkom hier in vanoggend se diens. Wil julle nie net julle hande op jou hand opsteek asseblief, Kobus, jy's nie meer julle nie, jy's nou 'n jou. Kyk vir hom net daar so agter, pastoor Kobus en hy en sy vroutjie Hetty het die El Shaddai gemeente in die Plakkers woonbuurt daar buite Palaborwa, en is so voorreg vir ons gemeente om ook daarbey betrokke te wees. En ek wil vir almal vra, Kobus bly vir koffie en tee, en dan gaan praat bietjie met hom, gaan vra bietjie vir hom uit oor die werk wat hulle daar doen. Elke keer as ek met hom kuier, seën jy my so uit die getuienisse van dit wat die Here vir julle daar doen. So kyk waar's pastoor Kobus en gaan groet hom en gesels bietjie met hom, vra vir hom wat doen hulle daar. Nou kom ons maak vanoggend ons Bybels oop in 1 Tessalonisense 5. Ek gaan maar een terug, dankie. Ja. So aan die begin van 2026, laasweek was dit, ek het dit so 'n bietjie daarna verwys wat Gerard van Bruggen hier gepraat het oor nuwejaar voornemens en wat hy grappie gemaak het en belei het, hy het al klaar 'n paar verbreek, veral die nuwejaar voorneme op sy dieet. En so aan die begin van 'n jaar is dit baie sinvol om net te kyk, Here, maar wat lê vir my voor hierdie jaar? En wat is die goed wat ek in plek wil hê? Wat ek in plek moet kry vir my om hierdie jaar in te gaan? Die Bybel sê vir ons dat die mense hele lewe is in seisoene. En die Ou Testament en die Jode selfs vandag nog maak vreeslik baie daarvan, van die einde van 'n jaar en die begin van 'n nuwe jaar. En hoekom ek dit weet, ek was in Israel met die Rosh Hashanah, die fees van die nuwe jaar. En ek het gesien hoe vir 5 dae 'n land stil staan. En mense net fees vier, want God was nog 'n jaar met hulle en hulle vertrou hom, hy gaan die jaar wat voor lê ook met hulle wees. En in die begin van ons kalender, in ons nuwe jaar, is daar een ding wat ek dink ons moet as voorneme vasmaak in ons lewens. Nou, baie interessant. Partykeer vat die
wêreld dinge wat in die Bybel is en hulle pas dit toe en hulle beoefen dit beter as die mense wat in die kerkbanke sit. Nou daar's twee dinge wat sielkunde as beginsels het. So as jy na 'n wêreldse sielkundige toe gaan, iemand wat glad nie eers glo in Jesus nie, en jy kom en jy sê, ek sit met 'n trauma wat ek nie verwerk kry in my lewe nie. Ek hak vas op 'n trauma. Dan sal 'n wêreldse sielkundige wat nie eers in Jesus glo nie, as 'n sielkundige in Jesus glo, soveel beter. Maar sal vir jou sê, jy kan nie aanbeweeg van 'n trauma sonder dat jy vergewe nie. En dit is 'n redelike vaste beginsel in ons geloof. In ons Bybel, Nuwe Testament in 1 jaar leesprogram. Dit is so lekker, ons is 54 mense wat van jaar saam die Nuwe Testament gaan deurlees. Maar maandag kom ons by Matteus 6. En in Matteus 6 leer die Here ons om te bid. En dan sê hy, ons moet so bid, ons moet sê, Vader, vergewe my, soos ek ook die vergewe wat teen my oortree het. Maar dan aan die einde van daai gebed, dan brei Jesus net op een saak, van alles wat hy genoem het in die Ons Vader gebed, brei hy net op een ding uit, met 2 verse, en dan sê hy, maar julle, as julle nie vergewe nie, dan kan julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. So, 'n beginsel wat die wêreld ook toepas, is dat ons moet in vergifnis wandel. En dan 'n tweede beginsel, sou mens na 'n sielkundige toe gaan, en dis eintlik waarby ek wil vandag kom, is 'n lekker aanloop tot die punt wat ek wil maak. Mens gaan na 'n wêreldse sielkundige toe, mens sit daar en sê, ek sukkel met neerslagtigheid, ek sukkel met depressie, ek sukkel met moedeloosheid. Dan is dit 'n erkende tegniek wat daai persoon dan sal sê is, vat jou 'n boekie en elke dag skryf goed neer waarvoor jy dankbaar is. Vat 'n boek, skryf 5 goed elke dag neer voor jy gaan slaap waarvoor jy dankbaar is. En dan volgende week as ons mekaar weer sien, dan praat ons oor hierdie goed. Dit wat jy oor dankbaar is. Net 5 goed elke dag. En wat dan gebeur, dan swaai die hele inhoud van die beradingssessie, swaai van dit wat ek nie het nie, dit wat gebrek is in my lewe, na dit wat ek het. Na dit waarvoor ek kan dankbaar wees. Nou mag dit nie so wees in my lewe of in een van ons se lewens, dat die wêreld die dinge van die woord beter doen as ons nie. So aan die begin van 'n nuwe jaar is dit op my hart dat ons moet fokus op dankbaarheid. 'n voorneme te hê, Here, in hierdie jaar sal ek leef met dankbaarheid. Dan as ons kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 18, dan staan daar in die Nuwe Lewende Vertaling, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus verenig is. Ander is nie moontlik om die goedjies agter op te sit nie. Ek het nou, ander het my nou bederf, ek het nou geleer daar agter kyk, ek hoef ek nie eens 'n nota te bring nie, maar
Nou as hy nie agterwys nie, dan val my hele kaarthuisie so half in mekaar. Julle het gehoor van die dominee wat die oggend toe hy
Die omgewing 'n seën is. Dankie daarvoor, Here. Here, dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat die ewige lewe saam met U vir ons wag. Dankie, Here, dat U terugkoms nie meer ver is nie. Dankie, Here,
dat ons 'n huis kan hê, dat ons 'n gemeente kan hê, waar ons U kan aanbid, en waar ons kan groei, en waar ons kinders opgevoed kan word in U woord. Dankie Here dat ons vriende kan hê. Dankie Here dat ons werke kan hê. Ek bid vir elkeen vanoggend wat soek vir werk, dat U sal deurbrake gee en werk gee. En daarvoor sê ek vir U, klaar dankie Here. Dankie Here, U is 'n goeie Vader wat vir ons sorg. Dankie Here vir die mense om ons eggenote, ons kinders, ons ouers, ons familie, ons vriendekringe. Dankie Here dat ons in die mooiste land in die wêreld kan bly. Dankie Here dat U vir elkeen wat hier is vandag 'n plan het en 'n taak het vir hulle lewe. Elkeen van ons kan vir Jesus nou sê, dankie Here dat U met my lewe 'n plan het. Help my om in daai plan te loop in 2026. Here, mag ons met dankbare harte leef in hierdie jaar. Heeltyd vir U al die eer gee. Heeltyd op U steun, nie op ons eie insig nie. Dankie Here vir die helper, die Heilige Gees, wat U gestuur het om ons van binne te lei. Ek dink aan Jakobus, ek dink is Jakobus 1 vers 5, waar staan, as julle wysheid kort kom, vra dit van die Vader, en hy sal dit vir julle gee en julle nie verwyd nie. Dankie vir die Gees van wysheid, die Heilige Gees, wat U vir ons gegee het om in ons te bly en ons te lei in hierdie wêreld. Dankie Here dat die Heilige Gees wat U vir ons gegee het, groter is as hy wat in die wêreld is. Daarom kan ons lewe van oorwinning leef. Dankie Here. Dankie Here. Amen. Ek bly net so staan asseblief 'n paar oomblikke. Die lekkerste deel van die diens kom nou. En dit is waar ons saam koffie drink en tee drink en ietsie eet en dit mekaar kan kuier, 'n bietjie opvang. As jy dalk iemand sien wat jy nie ken nie, gaan stel jouself voor aan daai persoon, sê ek so bly om jou te ontmoet. Ons het 'n golden retriever en ek sien 'n fotootjie van 'n golden retriever en hy hang so by 'n kar uit en daar staan, a stranger is just